sê, Here Jesus, wat 'n voorreg om voor die Almagtige te kan kom buig. Met ons stikkende lewens na U toe te kan kom, om weer eens deur U skoon gewas en heel gemaak te kan word tydens hierdie besonderse nagmaal. O Here, mag U dit opnuut op ons harte kom skryf. Mag U 'n persoonlike werklikheid in ons lewens word vandag, dat ons U kan voel, soos wat ons U as die brood eet, en U bloed drink, wat U vir ons gestort het. Ons vra dit in ons verlosser Jesus se kragtige naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen. Dit is lekker om U in die huis van die Here te sien, al is dit so koud, en is tog besonder dat U gekies het om hier te wees. Dankie Boesie vir daai spesiale besonderse lied. In my vorige gemeente by Elofsdal het Gregory altyd gereël om so af en toe daar te kom sing. En as sy daai spesiale item gedoen het, dan was dit net anders. Dit was net nice. En ek het altyd gehoor sy is hier by Magali Sig. Maar vandag sien ek eers, o, jy is hier so. Dankie julle. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die evangelie van Johannes. Johannes hoofstuk 14 en ons lees daar vers 2 en 3. Dit is 'n baie bekende gedeelte, Johannes 14 en ons lees slegs vers 2 en 3. Ek lees vir julle uit die 53, die ou vertaling. Dit sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wat 'n wonderlike belofte. Mag die Here dit seën in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse. Ons nagmaalsboodskap vanoggend is getiteld In die skaduwee van ons ewige tuiste. In die skaduwee van ons ewige tuiste. Nou in sy boek Come Thirsty vertel Max Lucado die ware verhaal van 'n klein dogtertjie met die naam van Carinet. Amper raak ek te mekaar met Carina. Carinet. Nou, Carinet was 'n doodgewone 7-jarige donkervel, groot oog, Kreool sprekende dogtertjie wat die Cap Hayton weeshuis saam met 56 ander kinders gedeel het. Nou, op die oog af het sy nou nie juis verskillend van al die ander weeskinders gelyk nie. Ek wil sy dieselfde dieet van rys en boontjies elke dag geëet. Sy het saam met hulle op dieselfde graslose speelgrond gespeel. Sy het onder dieselfde sinkdak as al die ander dogters geslaap, terwyl die Hayton-reën letterlik elke nag op hulle neergestort het. Maar tog was sy totaal anders. En sy het as te ware in 'n ander wêreld geleef. Geklee in 'n eenvoudige pink hempie, het sy elke dag met groot oë die weeshuis se groot hek dopgehou, terwyl sy 'n klompie foto's in haar hande vasgehou het. Nou, as jy haar sou gevra het om na die foto's te kyk, sou sy dit met volle opgewondenheid vir jou gewys het. Maar as jy haar nie gevra het nie, sou sy hulle in elk geval vir jou gewys het. Jy sien, die foto's is van 'n gesin in Amerika, maar nie net 'n gewone gesin nie. Nee, dit is haar toekomstige gesin. Jy sien, hulle het haar aangeneem as hulle eie. En omdat die aanneming oor landsgrense gestrek het, moes hulle teruggaan na Amerika om die papierwerk en al daai dinge te finaliseer en uit te sorteer, maar dan gaan hulle haar kom haal, sodat sy vir altyd by hulle kan wees. Om haar te verseker dat hulle wel gaan terugkom, het hulle vir haar foto's gegee van haar nuwe familie, hoe die huis lyk, saam met
waar sy saam met hulle gaan bly, haar eie kamer wat sy gaan hê, en saam met die foto's het hulle vir haar 'n teddybeer, koekies en lekker goed gegee. Nou sy dadelik die lekker goed en koekies met almal gedeel. Haar teddybeer het sy vir haar direkteur gegee om op te pas, maar die foto's het sy die heeltyd by haar gehou, om vir almal te wys wat sy teekom en haar te herinner aan haar toekomstige huis. Binne 'n maand, dalk 2 op die meeste, sou hulle terugkom om haar te kom haal. Karinet het geweet dat dit nie meer lank sou wees nie. En elke keer as die weeshuis se hek oopgegaan het, het haar hartjie gebokspring. Enige dag nou sou haar nuwe pa voor die hek staan. Hy het beloof hy sou terugkom. Hy het mos die eerste keer gekom om haar op te eis as sy eie. En as hy weer kom hy om haar te kom haal, sodat sy vir altyd by hulle in hulle nuwe huis kan wees. En daarom was Karinet anders. Alhoewel nog in die weeshuis, en sy het saam met ander wesies geleef het, was sy nie meer 'n wesie nie. Sy het in 'n ander wêreld gelewe, in die skaduwee van haar nuwe tuiste. O ja, sy het nog in die weeshuis gebly, maar sy was nie meer 'n wesie nie. En is Karinet se verhaal nie ook ons verhaal nie? Is Karinet se verhaal nie ook ons verhaal nie? Is dit nie ook hoe ons elke dag moet lewe nie? Net soos Karinet is ons ook maar in 'n weeshuis. Ons is ook maar hier in 'n weeshuis, die weeshuis van hierdie wêreld, vasgevang in sonde, in sy seer en pyn, wat ons met sy heininge omvou en toevou en binnehou. En net soos met hierdie dogtertjie, het Jesus oor wêreldgrense gekom na hierdie wêreld, om ons op te eis en die prys vir ons te betaal. Nog voordat ons eie toestand as weeskinders besef het God al klaar die aannemingspapiere op die kruis geteken en ons kamer in die hemel begin uitverf. En wat meer is, hy het vir ons foto's gegee. Hy het vir ons foto's gegee van ons nuwe tuiste saam met hom. In sy eie woorde het Jesus vir ons gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. U weet, naas Johannes 3 vers 16, is Johannes 14 vers 1 tot 3 bekend as die mees hoopvolste gedeelte in die hele Bybel. Natuurlik Johannes 3 vers 16 is seker die bekendste, maar Johannes 14 vers 1 tot 3 staan bekend as die hoopvolste gedeelte in die hele Bybel, want dit berus op 'n belofte van Jesus Christus self. Dis ons God se belofte, dat hy ons eerstens opeis, aanneem as sy eie, en dan tweedens, dat hy self gaan terugkom om ons te kom haal, sodat ons vir altyd by hom kan wees in ons nuwe tuiste. Sê vir my, maak hierdie woorde u hart warm as jy dit hoor? Maak dit u hart warm as u dit hoor? Lewe u soos Karinet in die verwagting van die wederkoms en ons nuwe tuiste saam met Jesus? Kyk u gereeld. Sê vir my, kyk u gereeld na die foto's wat God ons gegee het in sy woord van ons ewige tuiste, terwyl u met verwagting uitsien na daai dag. Lewe u in die skaduwee van ons ewige tuiste, terwyl u met opgewondenheid na die foto's kyk of vir ander wys van u nuwe familie, u nuwe tuiste. Nou, as ek u moet vra vanmôre, wie van u wil hemel toe gaan? Wie van u wil hemel toe gaan? As ek seker van die meeste van u gaan die hande opsteek. Ons wil tog almal hemel toe gaan.
Maar aan die ander kant, as ek u moet vra, wie van u lewe elke dag asof u hemel toe gaan? Wie van u lewe elke dag asof u hemel toe gaan? Wie van u lewe so? Dan gaan dit sekerlik baie minder van ons wees wat ons hande opsteek, nee. U weet, as ons net 'n bietjie om ons kyk, is dit gou duidelik dat ons baie keer lewe asof ons vir ewig hier gaan bly. Jy het al agtergekom? Baie van ons lewe asof ons vir ewig hier gaan bly, as wat ons voorberei vir ons nuwe tuiste. So maklik raak ons vasgevang in hierdie lewe, met al sy dinge, dat ons skoon vergeet, dat hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. Hierdie wêreld is nie waarheen ek hoort nie. As ons Jesus se aanneming aanvaar in ons lewens, lê ons burgerskap waar? In die hemele, sê Filippense 3 vers 20 vir ons. Ons behoort aan Jesus en binnekort gaan hy terugkom om ons te kom haal, om ons huis toe te neem. En is dit nie ook iets wat ons vir almal wil of sal wil vertel nie? Is dit nie iets wat jy met almal wil deel nie? Sal ons nie ook die foto's wat Jesus ons gegee het in sy woord vir almal wil wys nie? Wil jy dit ook wys nie? Jy weet, ons as 'n gesin koop nooit tydskrifte nie. Dis net iets wat ons net nie doen nie. Maar tog op 'n stadium, jare terug, het ons elke maand vir lang jare die Weg-tydskrif gekoop. Ek ken die Weg-tydskrif, nee. Hierdie nice tydskrif. En die rede hoekom ons so baie van die Weg-tydskrif gehou het, is omdat dit al hierdie mooi plekke in ons land vir ons wys, waarna jy tog so graag wil gaan, maar jy kan dit net nie bekostig nie. Jy weet, dit het altyd die mooiste foto's van ons land se natuur skoon en advertensies van die mooiste en die lekkerste plekke. Weet, wat daai plekke waar jy so wil uitstrek en net so in asem, daardie regte wish you a year plekke. En elke keer as ek die weg deurgeblaai het en ek sien so 'n plek, weet, dan kom daar so heimwee in jou op. Ag, as ons maar net soontoe kon gaan. Dit gee vir jou daai verlange in jou hart om net die karavaan te hak en die pad te vat en ons land te gaan verken. Kyk, ons vergeet baie keer hoe mooi ons eie land is. En sekerlik het God ook vir ons 'n weg gegee. 'n weg gegee. Die Weg-tydskrif het vir my 'n deur geword, jy weet, om dit te kan ervaar. En net so het God ook vir ons 'n weg gegee om die hemelse verlange lewendig te hou in ons harte. Die Bybel is te ware vol foto's van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat hy vir ons voorberei en waar ons vir altyd by Jesus kan wees. Dit is vol foto's van ons Vader, ons hemelse Vader, ons verlosser Jesus en alles wat hy vir ons beskik en voorberei het en net wil gee. Jy sien, God wil nie hê dat u en ek moet perspektief verloor nie. Hy wil nie hê dat u en ek perspektief moet verloor in hierdie lewe nie. Hy wil nie hê dat u en ek in hierdie lewe moet begin lewe asof ons vir ewig in hierdie omstandighede gaan bly nie. Hy wil nie hê dat ons moet begin tevrede raak met hierdie wêreld en sy dinge nie, want dit is nie sy doel vir ons nie. Nee, hy wil hê u en ek moet elke dag fokus op hom en die nuwe tuiste wat hy vir ons berei. O ja, op hierdie aarde is ons dalk weeskinders. Weeskinders vasgevang in hierdie sonde en dinge. Maar solank ons hier is,
as gevolg van die kruis is ons nie hopelose weeskinders nie. Want in werklikheid sit ons elkeen met 'n handvol fotos en 'n belofte dat ons aangeneem is. Jesus vir ons hierdie groot prys betaal het en ons aan 'n nuwe gesin behoort. Ons is in werklikheid koningskinders wat wag om ons hemelse Pa, om ons binnekort te kom haal, wat hy gaan terugkom om ons te kom haal. En die vraag is, gaan ons dit aanvaar en Jesus toelaat om 'n deel van ons lewens te maak? Gaan jy Jesus toelaat om dit lewendig en deel van jou lewe te maak? Jy weet, so 'n klompie jare terug, terwyl ons inkopies doen by Pick n Pay, sien ons seun Shalman, hy was toe nog 9 jaar oud gewees. Hy is nou 27, so dit is nou baie lank terug. Wel, ons seun sien een van hierdie sogenaamde trikes. Ek weet nie of jy 'n trike ken nie. Ek moes eintlik vir jy 'n foto gewys het, maar so ding wat jy opklim uit, so 3-wiel ding en so handvatsel en as jy hom so heen en weer trek, dan beweeg hierdie ding vorentoe. Nogal baie nice. Hy het hom nou nog, hy staan daar iewers by die huis. Maar hy sien hierdie trike wat hy lankal wou gehad het, maar hierdie verskil hierdie keer is die trike se prys en sy spaarblikkie kom ooreen. En net daar en dan besluit sy toe 9-jarige brein, kyk, my pa wil hom nie vir my koop nie, en daarom gaan ek hom self met my eie geld koop. Ons probeer nog keer en sê, weet, hy moet eers 'n bietjie daaroor dink, weet, ons wil nou hê ons kinders moet spaar, jy weet, ons wil hom nog leer van spaar, hy moet spaar en alles. Ons beloof homself, hoorie, dink eers 'n bietjie daaroor, dink net, ons sal môre terugkom, as jy hom nog wil koop, maar dink eers 'n bietjie daaroor. En wat dink u, dink 9-jariges? Die volgende dag gaan ons maar weer terug Pick n Pay toe, sodat hy hierdie trike kan koop. Maar Tamika, ons meisiekind, sy was op daai stadium 4 jaar oud, aangevuur deur die gedagte dat haar boetie iets met sy eie geld gaan koop, hardloop kamer toe en het haar spaarblikkie grou sy 'n paar munte, 'n 50 sent en 'n 20 sent en 'n 5 sent om presies te wees. En daarmee gaan sy ook iets vir haarself koop. Hy gaan koop, ek gaan ook iets vir my koop. Dis hopeloos te min geld om iets te koop, sê ons vir haar. Maar sy is vasbeslote om iets te koop. By Pick n Pay aangekom, terwyl ons uit die kar klim, herinner sy vir ons, dat sy ook iets gaan koop met haar geld. Dis hopeloos te min om iets te koop, sê ons vir haar. Maar wag, sy het nog geld uit haar spaarblikkie uit gaan haal. Nog geld? Hoeveel het jy nou? En ek haal uit en sy haal 'n paar munte uit en sy wys vir my. Altesaam ten volle R1.55. En daarmee is sy so opgewonde, dat sy al Pick n Pay se speelgoed gaan koop. Meneer Raymond Ackerman, pas op, want hier kom ons dogtertjie en sy's op 'n missie. By die speelgoed rak, terwyl Shalman nou sy trike uitsorteer, hak sy vas, natuurlik by 'n pop. Hoeveel kos dit, vra sy. R150, lees ons die prys. Kan ek dit koop? Vra sy baie opgewonde. Nee, daar's nie 'n manier nie. Ons het vir jou gesê, jy het veel te min geld. Maar sy hou moed en beweeg aan na die volgende speelding. Hoeveel kos dit? R100. Het ek genoeg geld? Kan ek dit koop? Nee. En hoeveel kos dit? R200. Het ek genoeg geld? Kan ek dit koop? Nee. En so gaan dit aan. En later begin sy al hoe stiller word
en haar oogies rooi. Want sy kan dan niks koop wat sy so graag wil hê nie. Ten einde laastens hak sy vas by 'n blikkie strings. Julle ken hierdie blikkie strings, jy so dit by daai string so uit. Sy hak vas by so 'n blikkie en kyk daarna, hoeveel kos dit? Vra sy baie hartseer. R34, lees ek weer die prys. Kan ek dit koop? Nee my kind, jy het veels te min geld. En soos wat ek opkyk in haar rooierige oogies, sien ek hoe die ou traantjies vorm in haar ou hartjie, klein hartjie net wegsak. Ag sis tog, daar vou my eie hartjie ook somme net daar, baie klein. Wil jy dit regtig hê? Vra ek. Ja, maar ek het nie genoeg geld nie, prewer haar lippies dit. Doe maar. Ek sal dit vir jou koop. Vat dit maar vir jou, ek sal betaal. En skielik is my dogtertjie weer 'n nuwe mens, vol opwinding en vreugde. En is dit nie ook maar presies wat God vir ons gedoen het nie? Is dit presies wat God vir ons gedoen het nie? Kom ons wees eerlik. Ons kan nie op ons eie weg uit hierdie weeshuis waarin ons vasgevang is, koop of betaal nie. Ons kan nie ons eie weg hier uit betaal nie. Ons beste pogings om onsself te bevry is soos my kind se R1.55 en daarmee wil ons probeer om die hele Pick n Pay se speelgoed te koop. Ek bedoel, daar is net nie 'n manier hoe ons dit ooit kan doen nie. Maar in ons desperate toestand kom ons hemelse Pa na ons toe. Galasiërs 4 vers 4 en 5 sê vir ons, maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Jy sien, en ek verdien nie die ewige lewe nie. Op ons beste, ek bedoel op ons heel beste, kan ons nie eens onsself vrykoop nie. En wat meer is, en ek verdien in werklikheid maar net die dood. Dis wat ons verdien. Maar die goeie nuus is, in ons desperate toestand, kom Jesus na ons toe en hy betaal die aannemingsfooie. Hy kom en betaal die duurste prys wat 'n God kan betaal vir jou en my, om ons as sy eie kinders aan te neem. Ek bedoel van hopelose weeskinders na koningskinders. En omdat ons aan hom behoort, gee hy ons die belofte dat hy weer gaan terugkom om ons te kom haal, sodat ons altyd kan wees waar hy is. En om ons verder te verseker, gee hy ons soveel seëninge, maar ook, baie belangrik, foto's. Foto's deur sy woord. Sy foto's, of deur sy foto's, sê God in werklikheid vir ons, moenie vergeet aan wie jy behoort nie. Moenie begin lewe asof jy aan hierdie weeshuis behoort nie. Moenie begin lewe in hierdie ou wêreld asof dit jou tuiste is nie. Moenie tuis raak hier nie en jou hart aan die wêreld verkoop nie. Wees getrou, staan vas. Ek kom jou haal. Is dit waarin u vashou? Sê vir my, is dit waarin u vashou?
So ja, paar jaar terug het Time Magazine in 'n berig oor kindermishandeling ons bekend gestel aan Antoine. Antoine, wat in een van die donkerste agterbuurtes van Amerika gewoon het. Hy was slegs 10 jaar oud, maar totaal gedomineer en geïntimideer deur die buurtse dwelmhandelaars. Hulle het geëis dat hy by elke transaksie teenwoordig moet wees, want jy sien, vir dalk net indien die polisie opdaag, kon hulle vinnig die dwelms aan hom gee, en dan moes hy dit in sy broek wegsteek, in die hoop dat die polisie nie 'n 10-jarige seentjie sou ondersoek nie. Nou, hulle het sy teenwoordigheid geëis, en hy was bang vir hulle dreigemente. Met die gevolg, Antoine het later die polisie beter geken as sy eie skoolonderwysers. Nou sê vir my, watter hoop het 'n klein onskuldige seentjie soos Antoine gehad in hierdie omstandighede? Wat 'n hoop het hy? En dit is waar die skrywer van die artikel ons begelei na 'n klein karige woonstelletjie waar hy en sy ma alleen gebly het. Nou, dis moeilik om te glo, maar sy ma het net 1 gloeilamp besit. As sy klaar was in die kombuis, het sy die gloeilamp uitgedraai en na die sitkamer toe gegaan en hom dan in die sitkamer ingedraai. En soos wat sy hom in die lampstander ingedraai het en die flou lig die vertrek verhelder het, sien ons skielik 'n plakkaat teen die verste muur vasgeplak is van 'n klein swart seentjie wat sit en huil. En die opskrif onderaan die prentjie lees: en God sal al die trane van ons oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want al hierdie dinge het verbygegaan. Sê vir my, gee dit vir u hoop? Gee dit vir u hoop? Kan u aan hierdie belofte vashou? Kan u? Ja. En ja, so lewe ons elke dag in hierdie wêreld, in hierdie weeshuis, en die lewe is dalk baie moeilik vir u, en raak dalk elke dag al hoe moeiliker, soos wat die duiwel poog om ons te domineer en te intimideer, om ons hemelse burgerskap van ons af weg te roof. Maar ons het nodig om na die foto's te kyk, wat God ons gegee het in sy woord, sodat ons nie moed verloor nie, maar met opgewondenheid vir ander kan wys waaraan ons behoort, aan wie ons behoort en waar ons tuiste werklik is, sodat hulle ook die aanneming en burgerskap kan opeis in Jesus, terwyl ons wag vir ons hemelse Pa om ons te kom haal. Amen. Mag jy in hierdie hoop vashou asseblief. Ons wonderlike Here Jesus, wat 'n voorreg vir ons om deur U, die Skepper, die God van hemel en aarde, bedien te kan word. En Jesus, dankie dat U Uself gegee het, gebreek het op die kruis van Golgotha, sodat ons elkeen die nuwe lewe kan hê. Dankie vir U kosbare bloed wat alle sonde skoon was. En Here, soos ons nou die voorreg gehad het om simbolies die brood te eet, U is die brood van die lewe, ons Bybels te bestudeer en meer van U te kan leer, maar ook U bloed te kan aanvaar in ons lewens, soos wat ons hierdie wyn drink, dat ons kan weet dat ons werklik skoon gewas kan word, want dit is wat U kosbare bloed doen, dit reinig van alle sonde. En Here, nou kan ons uitstap, nuwe mense, skoon gewas in U kosbare bloed. Dankie Jesus, baie, baie dankie Jesus. Amen.